Almal van ons beleef soms 'n fase in jou lewe wat jy is weg van iets, maar jy is nog nie by die ander iets. Dis 'n tussenin, tussen hier en daar. Tussen dit wat ek gehad het, en waar ek nou is, en waarheen ek wil gaan. Nou, om 2 voorbeelde om vir jou te illustreer, 2 voorbeelde. John is by sy kantoor op 'n Dinsdagoggend, die besigheid doen nie goed nie, hy is in die konferensiekamer besig met 'n klompie van die werknemers, hy het 'n bemarker van buite ingenooi om met hulle 'n bietjie te kom praat oor idees, hoe kan ons dit beter laat gaan. Terwyl hy besig is, kom iemand loer by die konferensiekamer in en sê, Ben, die baas, soek hom. En hy sê vir jou, okay, maar sê vir Ben, ek is nog 20 minute, dan kom ek. Toe sê die persoon, nee, ek dink jy moet nou gaan. Nou, dadelik wonder John, hoekom is dit dan so dringend? Maar hy gaan toe dadelik na Ben, die baas, en hy gaan sit in die kantoor en hy kom dadelik agter, maar die Ben is daar, die eienaar, maar ook die personeelbestuurder, wat 'n vrou is, en sy begin praat, en sy het bladsye voor haar, en sy begin, en John sê, dit het my 10 sekondes gevat, toe vra hy, are you firing me? En toe kom die hele ding, ons is besig om personeel te verminder, dankie vir jou jare diens en al daai mooi goedes. En John sê, 15 minute later, loop ek met 'n klompie van my persoonlike besittingkies in my hand, na my motor toe in die parkeerterrein, en ek is skielik gegooi in die poel van werklooses. Welkom by die land tussenin. Ons almal was al daar. Nog 'n voorbeeld, Salome en Sias is al 3 jaar saam. Al die vriende het gedink, okay, ergens moet Sias nou 'n move maak, hy moet haar ten minste vra om te trou, en hy nooi haar vir 'n spesiale aandete in 'n restaurant, en Salome dink vanaand is die aand. En sy kan sien, Sias is senuweeagtig, en hy kom by die punt dat hy begin praat. En hy sê, wat daarvan as ons die verhouding eers opbreek en ander mense date om seker te maak ons is vir mekaar bedoel? Wat beteken Sias date reeds iemand anders? En skielik is sy alleen weggegooi. Welkom by die land tussenin. Nou, ek wil jou 3 vrae vra. Nommer 1, is jy waar jy nou is tevrede? Is jy content? Of voel jy dat daar 'n skuif moet kom? 'n aanskuif? Of iets beters wat vir jou voorlê? Tweede vraag, gaan die iets van self gebeur, of gaan jy moet inisiatief neem dat dit gebeur? En vraag 3 is God dalk besig om iets in my lewe te doen? Nou, ek wil Bybel toe gaan. In die volk Israel was in Egipte, dis hier. Hulle is op pad na die beloofde land, dis daar, die groen. Maar hulle is op die oomblik hier tussenin, tussen Egipte en die land Kanaan. Met ander woorde, en ek wil uit hulle ervarings vir jou 'n paar gedagtes deel. Maar kom ons begin by Moses, en as ek skrif lees, ek het nie my skrif op die bord vandag nie, ek het dit op die blaadjie. God
God roep Moses om hierdie volk uit te lei. Let wel, God se volk, nie Moses se volk nie. Moses wil nie die job hê nie. En in Exodus 4 vers 1 sê hy, Here, wat as hulle my nie glo nie? Dan wys die Here vir hom 3 wonderwerke. Gooi jou kierie neer en dan word die kierie 'n slang en hy vat die slang aan sy stert, dan word dit weer 'n kierie. Steek jou hand in jou bors in en hy haal dit uit en sy hand is melaats en hy steek weer sy hand in en hy haal dit uit en dit is gesond. Gooi 'n bietjie water uit, die skep water in die Nyl en gooi dit op die grond en dan word dit bloed. 3 wonderwerke. Nou sê die Here vir hom, doen hierdie wonderwerke as illustrasie. Dis by vers 1. Vers 10 sê Moses, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Met ander woorde, Moses het gehakel. Vers 11 sê die Here, wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak hom stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Dis half asof die Here so 'n bietjie ongeduldig raak nou sê, gaan nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat om te sê. Vers 13, nog steeds by Exodus 4. Asseblief tog Here, stuur tog liewer iemand anders. Met ander woorde, Moses wil nie die job hê nie. Moses voel, hy probeer uitkom. En dan, dis in Exodus 4, en Exodus 6 vers 27, toe die Here in Egipte met Moses gepraat het, hy vir hom gesê, ek is die Here, gaan sê vir die Farao, die koning van Egipte, alles wat ek jou gesê het. Met ander woorde, die ding moet nou gebeur, waarvoor Moses geroep is. Dan sê Moses in vers 29, Here, ek praat swaar, Farao sal nie na my luister nie. Maar oké, Moses het toe die volk gevat, al wil hy hulle nie gehad het nie, en hy het met hulle begin trek, 2 jaar. Die volk is in die woestyn vir 2 jaar. Wat eet hulle? Manna. Nou manna, die Hebreëus, die Afrikaans vir die Hebreëse woord manna beteken, wat is dit? Met ander woorde, hulle eet, wat is dit? In die oggend? Wat is dit in die aand? Wat is dit in die middag? Oggend, middag, aand. Elke oggend as hulle opgestaan het hulle genoeg van die vlokkies bymekaar gemaak, dan het hulle dit in 'n bakkie of 'n kommetjie gesit, dan het hulle 'n bietjie water bygegooi, soos manna mash, of soos cereal, ons gooi 'n bietjie melk in die oggende, of hulle het dit gemaak soos mieliepap en koekies daarmee gebak, gaan lees, dit staan alles daar. The problem was not in the taste, the problem was in the frequency. Ek wil jou challenge, ons kan maklik dink, ons sou nie so dom gewees het nie, ons sou nie teen die Here gerebelleer het nie. Nou, ek wil jou regtig uitdaag, gaan doen 'n oefeningkie, kies enige lekker kos, wat jy van hou, enige kos, en eet dit, vir 4 dae lank, oggend, middag, aand, oggend, middag, aand, oggend, middag, aand, dag 4, oggend, middag, aand. Ek waarborg jou, jy gaan dit nie maak. Kyk, ek het op universiteit, my vrou kan vandag, ek kan die reuk van 2-minute noodles nie handle nie. Ek kan nie. As 2-minute noodles gemaak word ergens en ek ruik het, dan is ek narerig. Want dit was op universiteit stapelvoedsel, oggend, middag, aand, want jy het die tyd nie, jy is te laat, dit is goedkoop, jy kom op 'n punt dat jy in 'n sekere kos 'n weersin het. Nou, die volk kom by die punt. 2 jaar. Nou, as dit presies 2 jaar is, praat ons van 730 dae. Manna, manna en manna. Ek sou ook gemou het. Sorry. Ek sou ook gemou het. Nommer 11. Die mense, interessant, dit het nie by die Israeliete begin.
Onthou dat 'n ander klompie mense saam met die Israeliete begin. Ek vermoed dit was Afrikaners. Want luister hier, die mense van ander afkoms, kom ek sê, ek gaan dit daar lees, van Afrikaanse afkoms, wat saam met die Israeliete getrek het 'n onweerstaanbare lus vir vleis gekry. Is dit nie ons nie? Ok, en toe klim die Israeliete ook op die bandwagon, en toe het die Israeliete self ook begin kla, as ons toch net vleis gehad het om te eet, maar nou ons onthou die vis in Egipte wat ons verniet geëet het, en die komkommers en die waterlemoene en prei en uie en knoffel, maar nou wurg ons aan hierdie, daar's niks behalwe hierdie, wat is dit, elke dag. Ek sal ook gewurg het. Vers 8, nummer 11. Die volk het die manna oral vandaan bymekaar gemaak, dit op maalklippe gemaal, of in vysels gestamp en dan in panne gebak, roosterkoeke daarvan gemaak. Dit het soos oliekoeke gesmaak, die manna het snags saam met die dou by die kamp geval. My eerste punt, wanneer ons in 'n fase van tussenin is, ek het iets verlaat, ek is op pad na iets, maar ek beleef my in 'n tussenfase, kla ons maklik, of ons mou. Die plek tussenin is vrugbare grond vir complaints. 'n beswaar teen iets wat ek teenoor God as onregverdig, onaanvaarbaar, ek is siek en sat vir dit. Ek kan dit nie meer vat nie. So ek daag jou uit, kies vir jou lekkerste kosies, en dan eet jy dit vir 4 dae, oggend, middag, aand. Oggend, middag, aand, 12 keer. Dan WhatsApp jy my of jy dit reg gekry het. Die land tussenin is 'n vrugbare, die plek, die fase, noem dit wat jy wil, tussenin is vrugbare grond vir kla, complain. Ek is siek en sat vir die kragonderbrekings. Ek is siek en sat vir die wateronderbrekings, vir die korrupsie, vir die gate in die paaie, vir die politici wat met mekaar beklein beloftes maak, of vir hierdie manna. Ek het heeltemal begrip met hierdie volk. Nommer 2. Wanneer jy in so 'n situasie kom, fokus jy op jou, nie op ander nie. Daar's ek dink ek het dit in jou blaadjie nummer 11 vanaf vers 10, ja. Ek wil vir jou dit lees. Moses het die volk hoor kla, elke familie by die ingang van sy tent. Die Here het hieroor baie kwaad geword, en dit was verkeerd in Moses se oë. Met ander woorde, die Here en die Moses stem ten minste 'n keer saam. Maar nou bid Moses, een van die eerlikste gebede wat jy in die Bybel sal kry. Nou bid Moses. Moses sê toe vir die Here, waarom behandel u my so sleg? Waarom is u my nie goedgesind, dat u die verantwoordelikheid van hierdie volk op my gelaai het? Het ek dan swanger geword en hierdie volk in die wêreld gebring, dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser met 'n suigeling doen, en bring hulle na die land toe wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het? Waar sal ek vleis vandaan haal, om aan hierdie hele volk te gee? Hulle wat by my kla en sê, gee vir ons vleis dat ons kan eet. Vers 14. En nou is Moses baie eerlik. Vers 14. Ek sien nie langer kans om hierdie volk alleen te dra nie, want dit is te swaar vir my. As u so met my wil maak, kan u my gerus waarom die lewe bring. As u my goedgesind is.
Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie. 12 keer. My, ek, my, ek. En dan aan die einde sê Moses vir God, if you love me, kill me. If you love me, kill me. Het staan in vers 15. As u my goedgesind is, bring my tog op die lewe. Ek sien nie meer kans vir die volk nie. Die gebied tussenin is 'n gevaarlike grond. Want dan begin ons fokus na ons draai. I, me and myself. Niemand weet waardeur ek gaan nie. Niemand het my lief nie. Niemand gee om vir my nie. Almal daai, jy begin daai woorde gebruik. Almal en niemand en niks. En jy kry jouself so jammer. Jy draai weg van dit wat in die lewe eintlik saak maak en draai na net dit wat vir my saak maak. En dit lyk in die volgende een. Die gebied tussenin is vrugbare grond vir depressie. Moses maak eintlik in vers 14 en 15 'n depressiewe verklaring. Ek sien nie langer kans om hierdie volk alleen te dra nie. Dis te swaar vir my. As u so met my wil maak, hy's witty. Hy's witty teenoor die Here. As u so met my wil maak, if you love me, kill me. As u so met my wil maak, kan u gerus maar my om die lewe bring, as u my goedgesind is. Ek dink, baie van ons kom ook soms in 'n situasie wat jy voel, ek sien nou nie meer kans nie. Ek weet nie nou meer verder nie. Ek het die week 'n WhatsApp gekry van 'n baie goeie vriend. Ons praat weekliks, eintlik daagliks. Ek lees vir julle. Hy skryf vir my, Willie, ek trek swaar. Ek gaan werk toe met 'n benoudheid, ek kom huis toe met 'n onsekerheid en môre is dit weer dieselfde. Ek is elke dag benoud oor wat aangaan. Ek is ongelooflik fyngevoelig en vat alles baie persoonlik. Daar is heeltyd by my 'n ongemak, veral in die teenwoordigheid van ander mense by die werk. Ek sukkel om bewus van God te bly. Ek gaan aan en doen wat ek moet doen, maar ek kom nie oor die onsekerheid nie. Ek weet nie meer wat om te bid nie. Ek soek vrede en leiding. Ek is moeg vir menswees. Sommige dae sien ek nie kans om op te staan nie. Ek wil nie meer aangaan nie. Uiteindelik kan hy in Moses se woorde sê, if you love me, kill me. Jakob, Genesis 32:7. Jakob het bang geword en angs het hom oorval. Genesis 15:12, Abraham, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Elia in 1 Konings 19, Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Hy het egter, gaan volgende week hieroor praat. Hy het 'n dagreis die woestyn ingegaan, onder 'n besembos gaan sit en gewens, hy gaan dood. Nou sê hy, dieselfde wat Moses sê, hy sê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe. Dawid in Psalm 42, waarom is ek in so 'n vertwyfeling? Lei u uit my vertwyfeling roep ek na u. Golf na golf slaan oor my. Maar ons gaan aan. Dan kom die mooi deel. God daag op in jou tussenin fase. Genesis 26 vers 24 en die nag toe hy daar kom, dis Moses. Nee, dis Isak wat ons laasweek behandel het. Die nag toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê. Numeri 11 Moses vers 16. Die Here het vir Moses gesê. Met ander woorde, die Here hoor sy gebed. Hy sê hy wil nie die volk alleen lei nie. Gaan lees, dit is in jou blaadjie ook, die Here sê vir hom, kies 70 leiers en bring hulle na die tent, en dan sê die Here, ek sal van jou gees op hulle sit. Met ander woorde, die Here verantwoord sy gebed en gee vir hom 70 mini-Mosese. Tweedens, interessant dat die Here
Moses half onderhandel met die Here oor waar gaan u vleis kry vir hierdie volk. En dan sê die Here vir hom, nou vers 18, die Here het gehoor hoe hulle kla, as ons nog net vleis gehad het om te eet, in Egipte was dit vir ons goed, die Here sal vir julle vleis gee en julle sal eet en julle sal nie net 1 dag of 2 dae of 15 of 20 dae eet nie, maar 'n hele maand lang, totdat julle daarvan naar word en daarvan walg, omdat julle die Here wat by julle is getart het. Vers 22 is Moses nou weer in gesprek met God, sal daar genoeg skape en beeste vir hulle geslag kan word? Ek meen, Moses sien net die, hy sien nie die uitweg, hoe gaan God vir hierdie 600.000 mense almal 'n skaapchoppie gee? Vers 31, die Here het 'n wind gestuur, en dit het kwartels van die see af se kant gebring, van die see se kant gebring, en hulle het rondom die kamp laat val, omtrent 'n dagreis ver aan alle kante. Nou ken ons die verhaal, en hulle het kwartels opgetel, en hulle het, ek weet nie, kwartelpastei gemaak, en kwartelboutjies gebraai, en hulle het alles gedoen, want hulle het 'n maand lang geëet daaraan. En toe word die Here kwaad, oor hulle gulsigheid. In vers 33 staan, die vleis was nog tussen hulle tande. Hulle het nog nie begin kou nie, toe ontvlam die toorn van die Here teen die volk. Hy het baie van hulle om die lewe gebring, vers 34, oor hulle gulsigheid. Soms dissiplineer die Here, wanneer ons tussen 'n fase tussenin is. Ek wil nie lank daaraan, wil by my finale punt kom. Wanneer jy 'n fase tussenin beleef, versterk God jou geloof. Hierdie volk verlaat nie Egipte as goed gemanierde gelowiges nie. Hulle het 'n bietjie opleiding nodig. Hulle het 'n bietjie toetse nodig. Hulle moet 'n bietjie groot, hulle moet in hulle geestelike lewens groei. Daar's soveel wonderwerke. Die 3 wat ek net gesê het van Moses, dit het hulle gesien. Die 10 plaae het hulle gesien. Hoe die wolk was aan hulle kant lig gegee, die wolk het aan die Egiptenare wat hulle besig was om te agtervolg, donker te gegee. Hoe die Egiptenare in die see omgekom het. Hoe God vir hulle 2 jaar lank manna gegee het om te eet. Daar's soveel mooi goed. Ek het in Engels die stelling gelees. Trust is the glue that holds any relationship together. Die plek tussenin is vrugbare grond vir groei van ons geloof. It's a greenhouse for growth. Ons gaan nou, ek gaan met 'n storie sluit. Dan gaan ons geloof versterk met die brood en die wyn. Maar ek wil vir jou 'n storie lees wat Zak, die priester, geskryf het. En ek wil hê jy met hierdie punte 'n bietjie hou hulle in gedagte, loer daar. Zak skryf, na 4 jaar se studies op tikkies aan die begin van 1999 het ek saam met 3 vriende Londen toe gegaan vir 'n 2 jaar working holiday visa. Op 'n 2 jaar working holiday visa. Dadelik, dis 'n tussenin fase. Klaar geswat, gaan gou 2 jaar Londen toe, dan moet ek werk kry. Dan moet ek of in Suid-Afrika kan werk, of in Europa werk. Hy beleef om in die land tussenin. Daardie jare was die wêreld nog nie so georganiseer deur die internet soos vandag nie. Ons moes sonder Google regkom. Ons het gehoor, baie Suid-Afrikaners, onderwysers werk in Londen, kry in 'n jaktrap werk. Dis seker die waarheid, skryf Jak. Maar my 2 hoofvakke was Afrikaans en Duits. En hoeveel van die Londen kinders wil Afrikaans leer? Of Duits leer? Nietemin. Ons is Londen toe, my eerste keer oor see, my eerste keer op 'n vliegtuig, begin Februarie, breingebrande somerson liggame in Suid-Afrika, ons land in 'n pikdonker yskoue Londen. Ek het 150 pond gehad om te oorleef, daarna moet ek werk hê.
En as ek nou terugdink, besef ek hoe naïef ek was. Werk kry is oral 'n proses. Ons moes registreer by agentskappe. Ons moes polisieverklaringe uit Suid-Afrika kry dat ons nie 'n kriminele rekord het. Ons moes 'n verklaring, ek moes 'n verklaring by my professore kry dat ek mag skool hou. Dit was 'n nagmerrie. En aangesien ek in 1999 nog nie 'n selfoon besit het, was kommunikasie 'n ander ballgame. Ek het by professore gebel van 'n tikkieboks af met 'n £5 foonkaart en hulle gevra om vir my die fakse te stuur na 'n off-license Pakistani se kafee. Om die polisieklaring te kon kry was iets heeltemal makliker, want my ma het dit in die Vrystaatse dorpie waar ek groot geword het, Parys, vir my kon reël. So die dae verby gegaan sonder dat ek kon werk of geld verdien. Ek het brood gekoop. Ek het van brood alleen gelewe. Jak was eintlik soos die Israeliete, manna, manna en manna. Vasgekla aan elke penny van my £150. Toe die dokumente uiteindelik uit Suid-Afrika gefaks is, het die proses begin. Maar toe sluit die Londense skole vir 2 maande. Ek was so effe in 'n penarie. My geld was amper op. Ek eet hierdie brood, oggend, middag en aand. Eendag besluit ek om te gaan sing by 'n mall. Ek het by die roltrap vir my 'n hoed gaan neersit en ek het my hart uitgesing aan FAK liedjies. Die verbygangers kon my pyn voel en ek het binne 20 minute £25 verdien. Totdat die sekuriteit my gevra het om die perseel asseblief te verlaat. So punt 1, die plek tussenin is vrugbare grond vir selfbejammering en complain. Ek het in 'n huis gewoon saam met 'n klomp Suid-Afrikaners wat ook onderwysers was. Later daardie maand het die skoolkwartaal weer begin. Op 'n maandagoggend het die foon gelui, die een is na daai pos en die een is na daai, almal het werk gehad. Meeste van hulle het elke dag werk gehad, presies soos dit beloof is. Maar Duits en Afrikaanse onnies is nie benodig nie. Ek was radeloos, bang, bekommerd, kwesbaar, negatief. Hoe kan 'n mens Londen geniet as jy nie geld verdien nie? Nie om te praat van kos en verblyf nie. Oor 'n maand of 2 moet ek my studielening begin terugbetaal. Ek kon snags nie slaap nie. Ek het 'n vreemde gevoel in 'n vreemde kamer, in 'n vreemde land, in vreemde omstandighede. Here, waar is U? Die plek tussenin is vrugbare grond vir complain. Ons redeneer met die Here, ons raak kwaad, ons onderhandel, ons beklei. Moses het gesê, Here, as U my goedgesind is, maak my dood. If you love me, kill me. Dan skryf Zak verder. Daardie Sondag het al die inwoners van die huis na die Suid-Afrikaanse kerk gegaan wat destyds by die King Cross gehou was. Ek het saam gegaan. Ek het daarom 'n weekly travel card gehad. Ek onthou, ons het by King Cross se stasie afgeklim. Ek en die ander Suid-Afrikaners, ek het agter hulle aangeloop, want ek het nie geweet waarheen nie. Hulle het presies geweet. Soos ons die stasie uitgeloop het, was daar 'n McDonald's. Wat sou ek wou gee om vir my 'n burger te koop? 'n Groot, sappige burger, maar op daardie oomblik het ek besef, ek het nie geld nie. Oral in Londen lê daar pennies rond. Dis nie veel werd nie, daarom tel die mense dit nie op nie. Ek het van my eerste dag in Londen die gewoonte gemaak om die pennies op te tel. En ek het dadelik gewonder, hoeveel pennies benodig ek om 'n burger te koop? Vir my was die pennies 'n teken van geluk. Soos ek oor die pad stap, het ek 'n pennie sien lê. Ek tel dit op en sit dit in my denim sak. Ek volg die Suid-Afrikaners kerk toe. Net voor, so eentjie voor die kerk, deel iemand sulke klein silwer boekies uit. Ek vat alles wat ek gratis kan kry. Ek druk die boekie in my sak. By die kerk aangekom, kan ek nie glo. Dis soos Suid-Afrika. Dis 'n band soos in Suid-Afrika. Dis 'n Afrikaanse dominee. Ek loop 'n klomp mense wat saam met my by tikkies geswat het.
Dit voel of die hele Pretoria hier is. En elke keer as iemand nie kyk nie, dan vat ek nog 'n broodjie. Dit is so lekker om nie vir iets te hoef te betaal nie. Later sit ons gereed, die kerk begin, ons sing, en ek haal die boekie uit. En ek sien dis 'n Bybeltjie. En ek slaan dit sommer so oop. En ek lees waar ek oopgeslaan het. Kyk na die mossies. As God vir so klein diertjie sal sorg, hoeveel te meer sal hy nie vir jou sorg. En Zak sê, die volgende oomblik, slaan daar 'n depressie oor my. My geld is op. Ek voel alleen, ek voel 'n mislukking. Hoekom net ek, Here? Hoekom kry ek nie werk nie, maar die ander kry werk? Here, waar is U? Ek wonder of ek dit gaan maak. Ek wonder of ek nie net moet begin huil nie. Moses het gesê, if you love me, kill me. Elia het gesê, Here, ek wens dat ek gaan dood. Jakob, angs het hom oorval. Abraham, 'n donkerte het oor hom gekom. Zak, Here, ek kan nie langer nie, help my, ek kan nie deurkom nie, wys my, U is by my, versterk my geloof, kom deur in my ongeloof, Here, help my, Here, gee my asseblief 'n teken. Daardie maandagoggend is ek alleen by die huis. Al my Suid-Afrikaanse vriende het werk. En ek maak vir my 'n koppie tee. En ek praat met die Here. En ek wonder weer, kan ek nie maar net huil nie? Sal huil nie help nie? En die foon lui. En is net ek in die huis, so ek gaan antwoord die foon. Daar was voor die tyd van selfone. En ek hoor 'n Engelsman met 'n Australiese aksent aan die ander kant vra, I'm phoning to find out if the German teacher is still available. Yes, he is, it's me. Yes, I'm still available. So ek sê, hy sluk om tree die foon in. En toe hy die foon neersit, hy sê, ek borsel my tande, ek gryp my travel card en my tube map. 'n uur later toe ek by die skool, ek ontmoet die foreign language hoof, dis 'n vrou. Sy gesels 'n rukkie met my, sy wys my die klas, en toe sê sy vir my, okay, you've got the job, because you remind me of a singer I like. Zak sê, hy vra vir haar, may I know who that singer is? Sy antwoord, Jason Donovan, en hy dink by homself, whoever dit is, ek ken hom nie, ek het die job. Later daardie dag, verlaat hy die skool, terug op pad huis toe. Hy's in die wolke. Kyk nou versterk God sy geloof. Nou, hy het besware gehad, hy het sy eie belange voorop begin stel, hy het 'n deprou gegooi, en toe daag God op. Hy sê, ek travel huis toe, by Holsbondstasie klim ek altyd van die Central Line trein af, ek stap 15 tree, dan klim ek in die District Line trein in. Dis altyd presies dieselfde, klim uit, 15 tree, klim weer in. Die ander trein se deur gaan oop, die mense klim uit, ek klim uit, maar daardie dag is daar net te veel mense, ek sukkel om deur die mense te kom, ek bondel, ek druk, die ander trein het reeds gestop, maar ek sukkel om daar te kom, ek hardloop tot daar, en toe ek voor die trein kom, maak die District Line se deure toe. Dis soos 'n fliek. Maar ek is nie gefrustreerd nie, want ek het 'n job. 7 minute later kom die volgende trein. Almal klim uit, ek klim in. Daar's geen sitplek nie, dis oorvol. Ek staan maar teen die paal en kyk die ander passasiers. Soos die trein wegtrek, sien ek daar aan die ander kant, op die trein se vloer lê 'n penny. Ek dink by myself, ek moet dit gaan optel. Maar is baie moeite, ek moet verbystaande passasiers skuur, en dan moet ek buig om die penny op te tel. Ek besluit eers om dit te los, maar dit pla my. Ek het al sakke vol pennies, maar vandag is dit dalk die moeite werd. Excuse me, druk ek deur die mense. Ek sukkel om by die bondel mense verby te kom. Ek buig af en tel die penny op.
Ek sit dit in my handpalm en beweeg terug na die paal waar ek staan. Ek glimlag vir die ander passasiers, maar niemand glimlag vir my nie. Dis 'n ander wêreld hierdie. Ek maak my hand stadig oop en ek kyk na die penny. Dit lyk anders. Dis nie 'n penny nie. Dis 'n Suid-Afrikaanse 1 sent stuk. Die penny daar tussen al die vreemde mense op 'n tube trein in Londen, ver weg van Suid-Afrika, ver weg van my Vrystaatse dorpie waar ek groot geword het, 'n Suid-Afrikaanse 1 sent stuk. Ek voel so naby aan daardie muntstuk. Dis asof die 1 sent met my praat en vir my sê, ons is albei Suid-Afrikaans. Skielik dink ek weer aan die silwer boekie van die vorige aand in die kerk. Ek voel weer in my baadjiesak en ek haal dit uit. Ek kan onthou, ek het daar gelees dat God vir my sê, jy is meer werd as 'n mossie. Liewe vriende, waar bevind ek en jy onsself? As jy tussenin is, voel jy soos Moses of Abraham of Elia of Jakob? Soos die volk wat tussen Egipte en die beloofde land. Waar bevind jy jou op die oomblik? En wat leer die Here jou? Dis vrugbare grond vir compliance. Dis vrugbare grond om na jouself te draai en jou eie belange voorop te stel en selfs 'n depra uit te pak, soos Moses gesê het, if you love me, kill me. Maar dan daag God op. God daag op. Hy verskyn aan Moses, hy verskyn aan Isak, hy verskyn aan Jakob, hy verskyn aan Elia, hy verskyn aan Zak, die priester. Deur 'n 1 sent stuk op 'n treinvloer in 'n ondergrondse trein in Londen. Ons gaan nou ons geloof versterk met die gebruik van die brood en die wyn. Ek gaan vir ons 'n gebed doen, dan deel ons dit uit. Hou dit by jou, dan sal ons dit saam instel. Vader, dankie dat al bevind ons onsself tussenin. 'n tussenin fase. Here, kom deur vir ons, ontmoet ons. Gee vir my 'n teken, Here. Praat met my. Openbaar U self soos U dit aan Moses en Elia en Isak en Abraham en Jakob en Zak die priester gedoen het. Dankie vir die brood en die wyn wat nou ons geloof gaan versterk. Bedien ons daarmee. Amen. Kom ons deel dit uit, dan hou dit by jou, dan gaan ons dit saam gebruik. Nadat hy God daarvoor gedank het, het hy die brood geneem en hy het dit gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot versterking van julle geloof, tot my gedagtenis. Kom ons gebruik die brood.
toe het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer en as jy daaruit drink daaraan en glo dat julle sonde vergewe is weens Jesus se dood en opstanding. Kom ons gebruik dit. Ek gaan met 'n lied sluit wat ek vir ons gaan speel. Ontvang die seën, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor.